Ek slaan my oë op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en nooit die werke van sy hande sal dit vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. U sal sien dat op die blaadjie wat u ontvang het, waar die eerste lied is, genade onbeskryflik groot. Ek weet daar is 'n klomp regulasies en 'n klomp reëls en ek is op kamera tans, maar as u nou wil sing, gaan ek u nie verhinder om te sing. Dit is wel sang ook met stemme by, maar weet jy of ek jy moet vra om te staan, en dan kan ons dit sing. Kom ons doen so. Geliefdes, kom ons sit net so, en dan bid ons saam. Troue God en Hemelse Vader, Here, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse skepping, hoe heerlik, om te mag weet, Here, dat U almagtig is, en dat U die God is van ewigheid tot in alle ewigheid. Here, waar ons vanmiddag so saam is as familie en vriende, is dit so, Here, dat ons harte stikkend is. Dit is so, Here, dat daar 'n gat is, want iemand waarvoor ons lief was, iemand waarvoor ons lief is, iemand wat naby aan ons geleef het, is weggeneem. Here, daarom pleit ons, dat in ons elkeen se gemoed sal rustig maak. Here, dat ons U stem sal hoor, ook in hierdie uitdagende omstandighede. Dat ons nie verward sal rondsoek waar ons redding vandaan kom nie. Maar Here, dat ons stil kan vertrou, en die sekere wete kan hê, dat U ons nooit in die steek laat nie. Here, ons dankie vir Erik se lewe. Ons dankie, Here, vir wat hy vir ons elkeen beteken het op unieke wyse vir elkeen van ons.
Dankie Here vir die broer wat hy was. Dankie Here vir die seun wat hy was. Vir al die vreugde wat hy in ons lewe gebring het, ook soms hartseer. Maar in elke geval kon ons altyd iets by hom leer. Mag ons daarom vashou aan die feit dat U seun gestuur het om ook vir ons die lewe te baan. En mag ons ook vertroosting deur die Gees ervaar, waar ons ook nou uit die woord gaan lees. Bepaal ons gedagtes nou hierby. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek het nie geweet waarom dit te sê nie. Ek het gedink ek sal dit maar nou hier sê. Ek sal nogal graag met Erik 'n gesprek wou voer. En staan ek hier buite rond en trap ek so 'n bietjie rond al die hele dag vandag. Omdat hy net soos ek 'n pastorie-seun is. En ek is seker ek en hy so 'n klomp stories, klomp seer, ook 'n klomp dinge met mekaar kon deel en ook met mekaar so 'n bietjie kon kers opsteek van wat om te doen en dalk wat om nie te doen. Ons dalk vir mekaar opdraande kon gee, want ons het ook 'n ma en 'n pa wat baie lief is vir die kerk. Dan moet ons onsself opvind in die kerk. Geliefdes, en toe ek by Rianne was, Dinsdag, het hulle 'n klomp tekste voorgestel wat ons moontlik kan lees en wat hulle dalk aan gedink het, en het hulle Handelinge 24 voorgestel. En met die eerste lees van Handelinge 24 het ek my kop gekrap. Want dit is 'n vreemde gedeelte, maar dit is 'n interessante gedeelte. En as ek seker ook Erik sou vir my ook 'n klomp vrae hieroor kon vra, en ek en hy sou saam as pastorie-seuns hieroor kon praat. Kom ons lees daarom saam uit Handelinge 24. Ek gaan die hele hoofstuk lees tot en met vers 27. Die opskrif van die gedeelte sê die saak teen Paulus voor Felix. 5 dae later het die hoofpriester Ananias saam met 'n paar van die familiehoofde en 'n advokaat Tertullus daar aangekom. Hulle het voor die goewerneur verskyn om hulle aanklag teen Paulus in te dien. Paulus is ingeroep en Tertullus het met die aanklag voor Felix begin. Die edele, onder U lewe ons in rus en vrede, en deur U beleid het daar verbeteringe vir hierdie volk ingetree. Dit erken ons altyd en oral met diep dankbaarheid. Ek wil U nie onnodig vermoei. Ek versoek U met U kenmerkende welwillendheid na 'n kort uiteensetting van ons saak te luister. Ons beskou hierdie man as 'n gevaar vir die samelewing. Hy bring skeuring in die Joodse geleedere dwars deur die wêreld. Hy is 'n leier van die dwaalrigting van die Nasareëners. Toe hy probeer het om selfs die tempel te ontheilig, het ons hom gevange geneem. As U hom oor al hierdie dinge verhoor, kan U te wete kom waarom ons hom aankla. Hiermee het die Jode saamgestem en hulle het bevestig dat dit so is. Op 'n teken van die goewerneur het Paulus begin praat. Ek weet dat U al jare lank hierdie mense se regter is, daarom verdedig ek my saak vir U met vertroue. U kan self vasstel dat ek maar so wat 12 dae gelede in Jerusalem aangekom het om daar te aanbid. Niemand het my in die tempel of die sinagoges of ergens in die stad gekry dat ek met iemand gestry of die skade tot oproer aangehits het. Beskuldigings wat hulle nou teen my inbring, kan hulle ook nie vir U bewys nie. Dit erken ek wel voor U. Ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus wat hulle 'n dwaalrigting noem. Ek glo nog steeds alles wat in die wet en die profete geskrywe staan. Ek het my hoop op God gestel, net soos hulle verwag ek dat alle mense goeies en slegtes uit die dood sal opstaan. Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê.
Na baie jare het ek teruggekom om my mense met 'n geldelike bydrae te help en om aan God te offer. Toe ek met die offers besig was, het hulle my in die tempel gekry. Ek was klaar met die reinigingshandeling en daar was nie 'n skare of 'n gedrang om my nie. Daar was net 'n paar Jode van die provinsie Asië. Dit is eintlik hulle wat hier voor U moes gewees het om my aan te kla, as hulle iets teen my kan inbring. Of laat ek hierdie mense dan nou sê aan watter misdaad ek in my verhoor voor die Joodse Raad skuldig bevind is. Wat ek daar vir hulle gesê het was, ek staan vandag hier voor julle tereg omdat ek aan opstanding van die dooies glo. Hier het Felix, wat die besonderhede in verband met die leer van Christus taamlik goed geken het, die verhoor onderbreek. Wanneer Lysias, kommandant kom, sal ek julle saak afhandel, het hy gesê. Hy het die kaptein beveel om Paulus nog aan te hou, maar om hom minder streng te behandel en sy mense ook toe te laat om vir hom te sorg. Na 'n paar dae het Felix en sy Joodse vrou Drusilla vir Paulus laat haal om meer van hom te hoor oor die geloof in Christus Jesus. Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Dit het Felix laat bang word en hy het gesê, dis nou genoeg. Gaan maar terug en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep. En die hele tyd ook gehoop Paulus sou kom om hom omkoopgeld aan te bied om los te kom. Daarom het hy hom so dikwels moontlik laat haal om met hom te praat. 2 jaar later is Felix deur Porcius Festus opgevolg. En omdat Felix die Jode guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. Ons lees net tot sover vanmiddag in die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit glo en dit dan volgens probeer leef. Die teksvers vir vanmiddag, vers 14. Dit erken ek wel voor U, ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus, wat hulle dwaalrigting noem. Ek glo nog steeds alles wat in die wet en die profete geskrywe staan. Geliefdes, daar is so 'n paar oomblikke in ons lewe wat 'n mens vir altyd wil onthou. Paar oomblikke waarin ek seker is elkeen van u kan dink, dalk die eerste keer toe jy kind vasgehou het, dalk die eerste keer toe jy 'n wedloop gewen het op skool, waar 100 meter race is, wat was dalk 80 meter gewees, ek weet nie, ons het nog nie so ver toe ons jokkertjies was. Dalk is dit die eerste keer toe jy jou salarisstrokie gekry het, ek weet nie. Dalk is dit daai oomblik toe jy vir Erik die eerste keer gesien het, na 'n lang tyd. Dalk is dit daai oomblik waar jy 'n oomblik gehad het waar jy dalk gesit en huil het, omdat jy hartseer was oor iets, of dalk saam gelag. Ek is seker hy is 'n man wat 'n goeie grap ook kon vertel, en nogal lekker saam kon lag. Ek sien 'n paar mense knik daar. Liefdes, maar dis ook so dat nie alles in die lewe vir altyd hou nie. Niks in die lewe wat ons het, wat ons ooit sal kan hê, kan vir ewig hou nie. Ons lewe is vol oomblikke. Ook 'n bietjie langer oomblik, partykeer 'n bietjie 'n korter oomblik. Liefde vir mekaar is soms op om te bestaan. Hoekom mense so vreeslik beklei partykeer en dan skeidelik. Of dalk is daai liefde nie meer daar nie. Finansiële voorspoed hou nie vir ewig nie. Gelukkig weet ons ook finansiële ellende duur ook nie vir ewig nie. Verkoues en hooplik pandemies ook nie vir altyd. Dit sal ook verby gaan. Gelukkig is dit so dat jy ergens in jou lewe daarom op kan hou studeer ook, alhoewel jy nie amptelik ingeskryf is by die universiteit, jy studeer jy daarom jou hele lewe lang, maar ergens moet ons op pad stap en daarom studeer ook. Maar dit hou ook daarom nie vir altyd. Ongelukkig hou gesondheid ook nie vir altyd. Goeie gesondheid. Ons is allemaal besig eintlik om uit te sien ook vir die dag
wanneer Jesus Christus kom en ons dan ook verlos sal kan. Dan is hier so 'n oomblik in Handelinge. 'n Oomblik wat vir my vreemd was toe ek die eerste keer gelees het. En ek ook wou bepaal, maar wat is hier aan die gang? Vir julle dalk wat hier regters of prokureurs of advokate is hierdie dalk veel meer interessant as vir van ons. Julle kan julle self dalk inleef in hierdie hof, ons noem dit maar 'n Hooggeregshof. Paulus, wat hier verskyn voor die gouverneur Felix. As jy nou nog nie mooi weet, wat sal die gouverneur wees in daardie tyd, die Romeinse gouverneur, onthou julle daarom vir Pontius Pilatus, voor wie Jesus ook moes te staan gekom het. So Felix, amper maar dieselfde as Pontius Pilatus. Paulus wat hier gebring word voor die gouverneur, is gevolg van 'n klomp aanklagte. Aanklagte wat teen hom ingebring is. Gevolg van die Jode, een of ander manier, dalk 'n bietjie bekommerd was oor Paulus. Met 'n ruk gelede was hy nog Saulus gewees, was daar 'n bekeringsoomblik op Damaskus, maar hy self sy naam na Paulus. En hier verkondig hy met woord en daad dat die Here Jesus Christus ons verlosser is. En as dit nie genoeg is nie, sê hy dat die dooies eendag sal opstaan. Dis 'n verskriklike ding. Ek sou ook effens geskrik het as ek nie geweet het waarvan Paulus hier praat. Paulus sê die dooies sal weer opstaan. Geliefdes, en dan het hier die hofsaak gehoor, het gehoor hoe dit verloop. Felix wat met hom praat, het die Joodse leiers wat die aanklag bring, Paulus wat toe verweer lewer. Ek het amper so 'n bietjie mismoedig geraak. In vers 14, toe hy sê, hoekom staan hy? Ek klink amper soos Martha net, hier staan ek kan nie anders nie. Of jy al so moes getuig het in jou lewe nie. Maar, dat daar gelaat vir eers. Dan Felix, as die woord dit sê, is nie 'n leek wat die godsdiens van die Christendom aanbetref. Hy weet presies hoe dit werk. Hy het al hiervan gehoor en het homself ingegrawe ook in hierdie kennis. Hy het studies daaroor. Dan sê hy vir Paulus, gaan net eers terug. Nie nou. Geliefdes, daar's baie invalshoeke op hierdie teks wat 'n mens kan gebruik. Maar die een waar ek oor wil fokus, is hierdie oomblik wat Felix gehad het. Hierdie oomblik wat hy 'n besluit moes neem. En ek dalk sê, dis wat ou Erik vir ons sê, ook as 'n Paulus. Erik wat dalk hier staan as Paulus en ons wat 'n klomp Felix is. Ons sal nou hoor waar hy op pad is. Wanneer Felix vir Paulus laat roep, dan wil hy 'n bietjie meer uitvind. En ook so 'n bietjie met 'n agenda. Eintlik is hy op soek na omkoopgeld. Maar hier is 'n groot gevaar wat u en ek moet hoor. Volgens my is daar twee tipes mense in die lewe. Ek kan 'n klomp ander klassifikasies ook maak, maar volgens hierdie gedeelte is daar twee klassifikasies vir my. Die mense wat met hulle gepraat word en dan reageer hulle nie. Dan kry jy mense met wie gepraat word, hulle hoor, hulle luister, maar dan doen hulle niks nie. Horende doof. Of jy maar het al vroeg gesê, jy sit op jou ore, jy is horende doof, jy maak nie so ek sê. Felix is horende doof. Uit hierdie kennis van die Christendom, hy staan hier voor Paulus, gesels met hom, Paulus verduidelik vir hom 'n klomp dinge, en dan sê Felix, nee, gaan eers weg. Ek sal later weer met jou praat. Sê die gedeelte dit baie mooi. Felix het nooit weer die kans gekry. Het nooit weer die kans gekry om met Paulus te gesels. Hy het nooit weer die kans gehad
om homself te bekeer en te sê, ek glo. Maar hoor die verskriklike. En ek dink dis dalk waar Erik vir my so sterk opkom, dis wat julle vir my vertel het op Dinsdag. Wanneer Paulus vir Felix aanspreek, praat hy met hom oor twee dinge. Eerstens, oor 'n lewe in gehoorsaamheid, en dan 'n lewe oor selfbeheersing. Ons vertaling is nie so goed nie. Die Griekse woord sê regverdigheid. Dis waar hy met hom praat. En die oomblik wanneer Paulus vir Felix aanspreek, dan skrik hy. Want sy gewete klaam aan. Hy weet dat hy met 'n valse agenda hierdie Paulus laat doen het. Sy gewete klaam aan, dat hier staan hy. Eers die regter. En ewe skielik word hy verhoor. Paulus wat voor hom verskyn het en aan hom 'n saak moes verduidelik, en die rolle draai om. Paulus wat eintlik hier vir Felix aankla. Geliefdes, dit moet verskriklik wees. Dat die toekie is op 'n goeie ma. Geniet dit. 'n Ma vra gewoonlik vir 'n seun en vertel my, hoe gaan dit? Ja, dan vertel ons. Sy sê vir my, wat het ek gehoor? Dan praat ons. Dan sê sy, dis nie eintlik wat ek bedoel het nie, ek het eintlik iets anders bedoel, maar dankie het jy my net vertel het, nou weet ek ook. Dan staan ek skuldig, plaas ek het net my mond gehou. Maar wat weet, maar wat kind se hart ken. En geliefdes, as hierdie verhaal dan so verloop, waar Paulus eerstens voor Felix verskyn, en dan Felix tegnies voor Paulus verskyn ek en jy vandag voor die Here. Eenvoudig. En anders as meeste mense, probeer ons onsself altyd verontskuldig. Nee, ek het nie geweet nie, dit was nie ek nie, ek is onskuldig. Maar Paulus, wat nie hier homself meer verdedig nie, wat in sy belydenis sê, dit erken ek voor U, ek dien die God van my voorvaders, volgens die leer van Christus, wat hulle in dwaalrigting. Ek glo nog steeds in die wet en die profete, maar ek het vir Christus aanvaar. Dan vra die Here vandag vir jou en vir my, hoe pleit jy? Hoe pleit jy? Jy twee opsies, of skuldig, of onskuldig. En kan een ek nie anders as om skuldig te bly. Die straf wat voor ons gebring word is die feit dat ons sondig. Elke dag. Maar wanneer ons skuld kan erken, wanneer ons dit kan erken in ons lewe en ons kan ook onthou dat Christus vir ons gesterf het en ons reeds vrygemaak het, kry een ek nuwe hoop. Daarom is ek seker dat Erik sy manier van leef vir jou en vir my vandag sê, gaan moet jy voluit leef, man. Gaan moet jy elke dag sy vriende lees ek skryf en hy vriende skryf hier agter jy som graag weer wou sien, kan jy sien. Ek hoor hy is 'n man wat nogal 'n paar Beatmans ook op inpak. Ek is seker hy is 'n man wat dit nogal geniet het om te kuier en voluit. Sal môre bekommer oor môre, maar ek is nou hier. So dalk nou nie heeltemal so verskriklik partykeer seker aangaan. Maar het Erik dalk vir jou en vir my ook geleer in sy voorbeeld om elke dag voluit te leef, om alles te gee en nooit weg te skram van dit wie ek is. Wie is ek? Ek is 'n dienaar van God, gered deur die bloed van Jesus Christus, en daarom mag ek voluit leef.
is altyd versigtig om die cliché te gebruik. Carpe diem. Gryp die dag. Voluit. En geliefdes, hopelik sal u en ek dan ook soos Paulus onverskrokke God se woord kan verkondig. Elke dag. En dis makliker om dit te sê, moeiliker om dit te doen. En dit is wat ons elkeen by Erik geleer het. Seker nog vir die toekoms gaan leer. Voluit, elke dag. En dit is interessant. Paulus het hom aangehou in sy werk. Hy het nie bang geraak en die skrif opgehou. En dit is so dat ons ook vandag net wil sit. Net daar. Heel dag. Dit is normaal. As hy doekie gesê het, ook al gesien het woensdag, sy mag hy. Jy moet hy. Ek Erik sal graag wil hê, ons moet die lewe in die oog kan kyk. En sê, goed, nou gaan ons aan. Voluit. Omdat my belydenis beteken, dat ek ook uit die dood opgewek sal word. Die vreeslike aanklag, vir my en vir jou so normaal, is dat wat Christus vir ons kom doen het, die lewe kom maak. Hopelik vertrou u en ek dit, hopelik glo ons dit, dat die Here vir ons sê, hierdie is aan die verbygaan, hierdie oomblik, maar dit wat vir jou voorlê, is vir altyd. Soveel beter, soveel meer. Ek sluit af as ek sê, hopelik, as ek en jy nie soos 'n Felix nie, horende doof. Hopelik kan ons ook, wanneer ons die boodskap hoor, reageer daarop. En dan daarvolgens leef. Want andersins, trouens voor die deur. Ons sal reeds daar. Mag nie dan onthou, dat die regter, God, die dalk klink, vir jou en vir my vergewe het. Amen. Liefdes, ek gaan nou afsluit met 'n dankgebed. En daarna vir die vrou om te staan, en dan gaan ons die begrafnisformulier hanteer, en ook ons geloof bely, en dan bly jy net so staan. Dan gaan ons weer 'n lied sing, en dan gaan ek die seën uitspreek, en dan kan jy sit. Reg so. Ons sit so, en dan bid ons. Here ons Here, dit is waar, oomblikke is daarvan baie om met mekaar te deel ook in die dag wat voor lê vandag as ons saam met mekaar gaan kuier. Oomblikke wat Erik gebring het, wat ons vir altyd wil onthou. En dan is daar ook oomblikke wat ons nie noodwendig graag wil onthou. Maar mag hierdie oomblik van ons wat by mekaar is, ook heenwys na wat Erik vir ons elkeen beteken het. Waar ons saam kon lag, saam kon skerts, saam kon deel in vriendskap. En mag hierdie voorbeeld wat hy in ons gestel het, vir ons hoop gee. Dat hy elke dag die beste gemaak het van elke oomblik. Here, mag dit so wees dat ons ook hierdie boodskap ter harte sal neem vanmiddag. Dat ons nie net sal hoor nie, maar ook sal luister. Here, mag ons ook in hierdie tye, waar die wêreld te mekaar is, waar ons elkeen bekommerd is en maar soveel sug omdat ons moedeloos is, steeds op U bly fokus. Here, want U het reeds vir ons die lewe gegee. Here, en wanneer ons vanmiddag as sondaars skuldig pleit, laat dit ons nie bind nie. Laat dit ons nie vashou. Laat ons ook weet en onthou dat U ons reeds vergewe het.
daar iets is waar ons dalk spyt is, ons vir Erik gesê het, of iets wat ons gedoen het, vir ons die rustigheid, Here, dat hy ons ook reeds vergewe daarvoor. Here, dat hy ons nie kwalijk neem. Mag ons ook dan hier uitstap met die vrede en die vreugde van God se liefde. Amen. Kom ons staan. Geliefdes, waar ons nou afskeid neem van Erik Casaleggio, hoef ons nie te treur soos hulle wat geen hoop het. Ons glo immers dat Jesus Christus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe saamneem. Dan met daardie vaste en sekere wete, kom ons bely ons geloof in die enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee.